is, as dit kom by koffie maak, is maar die koffie maak kant. So, daar's klomp maniere om koffie te maak. As jy nou weet jy het goeie bone wat by Snaps Koffie gekoop is en jy weet jy het 'n lekker pakkie koffie, dan is daar klomp maniere om dit voor te berei. Veral by die huis, daar's klomp homebrewing methods, soos die plunger, die filtermasjien, die Aeropress, allerlei lekker goed. Maar as kom by coffee shop en by die barista kant, het ons gewoonlik 'n espresso masjien wat werk met hierdie portefilters. En die koffie gaan in die portefilter in en gaan dan in die masjien in. En so, daarom is die barista se werk, omdat dit fully manual is, om die koffie dan so lekker as moontlik te maak. En daarvoor is daar 'n paar reëls. Ons begin gewoonlik by die ekstraksie kant. So, ons gaan nou basies die koffie maal en dit in die portefilter sit. En wanneer ons dit maal, moet ons seker maak die koffie grinder se grind is reg, sodat hy vinnig genoeg loop uit die masjien uit, maar ook nie so vinnig dat hy nie koffie trek nie. So die ideaal is gewoonlik tussen 20 en 26 sekondes of 60 ml water. En dit is dan jou double espresso shot. So jy het daai hoeveelheid tyd om die beste ekstraksie te kry. En wanneer ekstraksie plaasvind, is daar die beste smake begin aan die begin, so jy het jou aromas wat begin ekstrek, dan gaan dit oor na die kafeïnes toe en dan raak dit bitter hoe langer dit raak. So as jou koppie vol gaan loop, dan gaan jy 'n bitter koffie kry. So ons soek koffie intensiteit, koffie wat goeie aromas sterk is, maar dan vul ons dit of op met melk wat dan jou cappuccino is of met water wat Americano is. Ja, so ek gaan nou gou die eerste shot hardloop hierso. So ek weet nou dat die grinder reg is, hy is reg ingestel. Ek weet die grind is fyn genoeg, laat hy mooi vinnig die regte tyd gaan uitloop en die ekstraksie sal reg wees. Maar soos jy nou hier kan sien is hier is ons koffie lê nou binne in die portefilter. En dan wat ek doen is ek level hom uit. Ons noem dit die North, South, East, West method. Die ou wat dit uitgedink het baie oorspronklik. In elk geval wat ek doen is ek versprei die koffie sodat dit reg deur die hele portefilter is, dat daar nie gaatjies vorm nie, want as die water 'n geleentheid kry om deur een van daai gaatjies te loop, maar overekstrakte in daai area en dan jy bitter koffie. So dan ek het hom nou gelevel. Dan vat ek my tamper wat so 'n gewiggie is en ek druk hom in die koffie in om te level, asook om dit net 'n bietjie te kompakteer. Maak dit net skoon op die oortjies en op die nekkie, dat dit nie brand binne die koffiemasjien nie. As ek hom nou hier insit, dan is dit nou warm. So dan sit ek hom in, vat my koppie wat ek nou warm maak, tot vinnig. En dan loop ek die koffie. So jy sal nou sien dat die koffie loop lekker. Hy het 'n lekker dik crema op hom. Dit lyk soos 'n stroperigheid wat uitloop. En omdat ek my koppies ken, weet ek waar is 60 ml. Nou soos jy gesien het, hierdie was nogal 'n vinnige ekstraksie geweest, maar daar is nog steeds redelike crema op die koffie, omdat die koffie vars is en ons het vars gerooster. En daarom maak ek dit. So ek het nou my double espresso shot binne my koppie op pad om 'n cappuccino te maak. So die volgende stap is natuurlik nou om die melk te stoom. As ek 'n gewone koffie sou gemaak het, sou ek net water bygesit het en dit noem hulle tegnies 'n long black. Want die Americano maak sit eers water en dan sit jy die double shot op. Dit is die definisie van Americano, maar die long black is omdat dit die crema breek, raak dit net 'n lang swart koffie. So ek sit dan my melk in die melkjug. En wat ons nou gaan doen is ons gaan die melk stoom. Nou, jy kan nie net stoom in die melk insit en dan dit gaan vir jou bubbles maak nie. Dit kan vir jou bubbles maak, maar dit gaan waarskynlik nie tempered melk wees, dit is nie microfoam melk nie. So daar's twee fases in die stoomproses. Ek voel die hele tyd die jug. So eindiglik is hy koud en dan gaan ek begin deur om hom te stretch, wat noem stretch. So ek sit bietjies vir bietjies lug binne in die melk. En dan tot hy kamertemperatuur is. Die oomblik as hy kamertemperatuur is en die melk nou al vermeerder het met al die bubbles wat binne in dit is wat besig is om te meng,
druk ek dit in sodat hy nie meer lig skep nie en dan doen hy wat ons noem swirling. Hy swirl basies en hy meng die lig deur en dan word hy 'n lekker fyn microfoam. En dan dit doen ek tot hy basies tussen 63 en 67 grade Celsius is. Ek voel hom, want ek weet as hy my brand, dan begin hy die melk brand. So ek probeer keer dat die melk nie brand nie. Want melk raak soeter soos hy warm raak, en die oomblik as hy brand raak hy bitter. So weer eens, dit speel 'n rol in om jou cappuccino so lekker as moontlik te maak. As jy jou melk reg stoom, dan is dit nie nodig om suikers en goeders by te sit nie, want dan kry jy 'n soet smaak uit die melk uit. Alright. Nou ja. So ek begin met die stretching. Tot hy kamertemperatuur is, dan druk ek hom dieper in dat hy begin swirl. En dan voel ek sy temperatuur. Tot hy my brand, dan stop ek. Okay, nou ek gooi maar net oor om hom verder 'n bietjie te meng. En dan begin ons hoog as ons pour. Ons lekker naby. En daar is hy. En dit is wat ons tegnies noem 'n flat white. Beautiful. Die skill lê nou net obviously om te leer om dit reg te doen. Jy kan die melkstoom vat gewoonlik so kan nou tot 'n maand vat om dit reg gestoom te kry. Maar gewoonlik snap mense dit redelik vinnig. Dit is die prentjies teken wat die probleem is. Dit vat so 1000 cappuccino's om die prentjies te begin teken. Nou as jy werk in 'n coffee shop, kan jy tot en met 100 cappuccino's 'n dag maak, so jy sal vinnig die oefening kry. Maar ja, maar net ander daarmee. Magnifiek. Yes. Goeie werk.